Goeiedag geliefde en welkom by vandag se oordeenking van my en die hele beleefspan. Dis altyd 'n voorreg om tyd saam met jou in God se woord te spandeer. Nou ons skop vandag af met die laaste week van ons klein dinge groot verskil reeks. En hierdie week gaan dit oor die gewoontes en meer spesifiek ons gewoontes en ons dissiplines. Nou as jy saam met ons op reis was die afgelope 3 weke, het jy reeds gesien hoe kragtig een woord of een gedagte kan wees in jou lewe, maar nou wil ons dit prakties begin uitleef deur die beginsel of die woord dissipline. Dis waar ons gesels hierdie week. Nou, kom ek vra jou iets belangriks. Wat wil jy regtig die meeste hê in jou lewe? Wat is daai ding wat jy graag wil hê? Nie net vir vandag of vir hierdie maand nie, maar wat wil jy hê wanneer jy aan die einde van jou lewe terugkyk? Wat is daai ding? Nou Paulus deel met ons in Romeine 7 sy eie stryd. Hy sê, wat ek wil doen, doen ek nie, en wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dis die worsteling wat elke gelowige mee sukkel. Ons almal sukkel daarmee. Ons wil leef tot eer van die Here, maar dikwels kies ons die gemaklike pad van die oomblik, nê? Dit is presies waar dissipline nou inkom. Nou dissipline is om te kies tussen wat jy nou wil hê en wat jy die meeste wil hê. Dis om tussen daai twee te besluit. Dissipline vra vir 'n keuse, nie net vir 'n plan of 'n goeie bedoeling nie. Dit vra vir besluite wat jy aanhou maak, selfs al voel jy nie altyd lus daarvoor nie. Nou Jesus het nooit gesê dissipline is maklik nie, maar hy het beloof dat sy genade genoeg is vir elke dag. Dis hoekom dit so belangrik is waar Paulus afsluit met hierdie gedeelte in Romeine 7. Hy maak hierdie geloofsverklaring. Hy sê dankie tog, die antwoord is in Jesus Christus ons Here. As jy dink in Romeine 8 vers 1, as jy nou die res gaan lees, dan sê hy, daar's geen veroordeling van die wat in Jesus Christus is nie. Met ander woorde, ons hoop lê nie in ons eie selfbeheersing nie. Dit is belangrik, maar dit lê in Christus wat vir ons die krag gee om ons daagliks te help om te kies wat reg is. Dis die genade wat ons het. Nou, hier is die vraag, wat wil jy die meeste hê in jou lewe? Watter gewoontes of keuses help jou of keer jou om daarby uit te kom? So prakties ons uitdaging vir vandag en soos die res van hierdie week gaan kyk na die gedagte van geestelike dissipline, wil ek jou uitdaag. Skryf vandag neer wat jy die meeste wil hê. Wat jy wil hê geestelik, wat jy wil hê emosioneel, wat jy graag begeer fisies, en dan bid jy vir God. Jy praat met hom, jy vra hom dat hy jou sal help met daai stryd om daarby uit te kom, dat hy vir jou sal wys wat is die dinge wat moet stop en wat is die dinge wat jy sal moet aanpak. En dan kies jy een klein keuse wat jy vandag gaan maak om jou nader aan daai gedagte te bring of nader aan daai gewoonte. Nou geliefde, dankie dat jy vandag hier saam met ons is. As hierdie oordeenking vir jou iets beteken en as jy al 'n rukkie saam met ons hardloop en hierdie oordenkings beteken vir iets, wil ek jou vra, wie net, as jy nog nie deel is van hierdie kanaal nie, daaronder is daar 'n like en subscribe knoppie, dan kry jy elke dag die oordenking sommer direk op jou YouTube en as jy dit kan deel met iemand, dit beteken so baie. Dit help ons regtig om meer mense te bereik met God se waarheid. Ons wil graag ook hoor, soos as hierdie week deur hardloop, né? Deel met ons wat vir jou uitstaan, deel met ons wat jou roer, né? Sê dalk, wat wil jy die meeste hê in jou lewe en wat spesifiek bid jy om daarby uit te kom? As jy vandag vir ons daai kommentaar kan los, ons wil dit graag saam met jou wil lees. Maar vir nou, kom ons bid saam en ons bid saam met hierdie week sommer net vir ons uitstekend sal wees. Kom sluit die oë. Vader, so baie dankie vir u enorme genade oor ons lewens. Ek bid dat vandag waar ons wegtrek met hierdie week van oordenkings waar spesifiek praat oor ons gewoontes, dat u ons gewoontes wat nie hoort nie, dat dit sal na vore sal kom oor ons gedagtes en nie vir ons die genade sal gee, die durf en die ywer om daai gewoontes aan te spreek en uit te sort in ons lewens. En dan saam met dit, Here, vra ons vir die genade, dat u sal vir ons kom wys, wat is die klein aanpassings wat ons moet maak, die klein dinge, die klein beginne, wat hierdie groot verskil het, Here, dat ons sal sien, wat se gewoontes moet ons aanleer, van ons moet begin oefen, van ons moet meer Bybel lees, van ons moet net stiller raak, van ons moet meer tyd spandeer saam met u, Here, kom wys vir ons, wat is daai goed, en daarom vra ons vir die hand van genade oor ons dag en oor ons week, en mag hierdie week wat vir ons voorlê, 'n week wees wat net 'n fantastiese week sal wees vir ons net leer om nader aan u te beweeg. Ons loof u, ons eer u en ons sê vir u dankie. Dit alles in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, gaan in vrede. Totsiens.